Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan oninbare skulde. Dit is baie belangrik om te bepaal of die totale skuld gegee word en of die bedrag wat ontvang gegee word wanneer die berekening voltooi word. In die eerste voorbeeld is ontvang, so die bedrag wat jy ontvang het gegee, 400 as 'n finale betaling van 40 sent in die rand. Indien die persoon sy totale skuld betaal het, sou hy 100% betaal het. Hy het 40% betaal, so die oninbare skuld is dus 60%. Die syfer wat gegee is die ontvangbedrag, so langs die woord ontvang skryf ons die 400 in. As ek nou die oninbare skuld wil bereken, die een wat ek wil bereken 60 bo, die een wat ek ken 40 onder, maal met die 400. In die volgende voorbeeld word die skuld gegee as 400. Die bedrag ontvang is nog steeds 40 sent in die rand. So die skuld is 100%, ons ontvang net 40% van die skuld, so 60% van die totale skuld moet afgeskryf word. Die bedrag wat gegee het is skuld, so langs die woord skuld sal ons 400 skryf. Om die bedrag ontvang te bereken, die een wat ons wil hê, 400, op die een wat ons ken, 100, maal met 400. Om die oninbare skuld te bereken, die een wat ons wil hê, 60, gedeel deur die 100 wat ons ken, maal met 400. Celia is insolvent, ontvang 'n betaling van 40 sent in die rand ter vereffening van 'n skuld van 800. So as sy haar totale skuld betaal het, sou sy 100% betaal het. Die bedrag wat ons ontvang het is 40% van die skuld, so die oninbare skuld wat afgeskryf word is 60%. Die skuldgedeelte is vir ons gegee, so langs die 100% kan ons wys dat dit 800 is. As ons die bedrag ontvang wil bereken, die een wat ons wil weet, kom bo gedeel deur die een wat ons ken 100, maal 800 en dit gee my 320. As ons die oninbare skuld wil bereken, die een wat ons wil weet 60 bo, gedeel deur die 100% wat ons ken onder, maal met 800 en dit gee vir my 480 rand. Die totale skuld is dus 800, waarvan ons die hele skuld gaan afskryf, maar ons gaan dit verdeel in die debiteure kontrole rekening om aan te toon dat die gedeelte wat ontvang was 320 en die bank sal gedebiteer word met 320. En ons gaan ook die debiteure se skuld verminder met die 480 en die uitgawe oninbare skuld skep aan die debietkant met 480. In die rekenkundige vergelyking sal ons aandui dat die bank gedebiteer word om bates te vermeerder met die geld ontvang. Debiteure word gekrediteer om bates te verminder omdat die debiteur minder geld skuld. Oninbare skulde word gedebiteer want uitgawes vermeerder aan die debietkant, uitgawes verminder winste, so die eienaar gaan minder wins kry, so ekwiteit verminder. Debiteure kontrole word ook gekrediteer met die oninbare skuld, sodat die rekening afgeskryf kan word en die persoon se rekening gesluit kan word. Die oninbare skuldinskryving word in die algemene joernaal gedoen en ons gebruik die joernaalomskrywing as 'n brondokument. Celia is insolvent verklaar, ons ontvang R800 as 'n betaling van 40 sent in die rand. As sy die totale skuld betaal het, sou sy 100% betaal het. Ons het slegs 40% van die skuld ontvang, so die oninbare skuld sal 60% van die totale skuld wees. Die bedrag wat hier gegee is die bedrag ontvang, so langs die 40% skryf ons die 800 in. Indien ons die oninbare skuld wil uitwerk, die een wat ons wil weet nou is die 60, die een wat ons ken is die 40, maal met die 800 en dit gee vir my R1200. Die totale skuld
aan die debietkant van die debiteure kontrole is R2000. Ons verminder die debiteur met die R800 wat betaal is en vermeerder die geld in die bank met R800. Dan sal ons ook die debiteur verminder met die R1200 sodat hierdie rekening afsluit en gesluit kan word. En oninbare skulduitgawe sal gedebiteer word met R1200. Die bankrekening word gedebiteer om bates te vermeerder met R800. Debiteure kontrole word gekrediteer om die bate debiteur te verminder met R800. Ons reik 'n kwitansie uit as bewys van betaling en die inskrywing word in die KOJ aangedui. Oninbare skuld word gedebiteer wat 'n uitgawe is wat die winste verminder, so ekwiteit verminder met R1200. Debiteure is 'n bate en verminder met R1200. Die oninbare skuld sal in die algemene joernaal aangeteken word en ons sal 'n joernaalomskrywing gebruik as brondokument. Lara's insolvent, die eksekuteur stel die onderneming in kennis dat 'n finale betaling van 60 sent in die rand gedurende Maart uitbetaal sal word op die totale skuld van R700. Aangesien dit die einde van die finansiële jaar op 28 Februarie 2016 is, moet die oninbare skuldgedeelte aan die einde van die finansiële jaar afgeskryf word, want jy kan nie 'n bate toon vir debiteure as jy nie seker is dat daar die geld inkom nie. Ons weet nou dat die geld nie ontvang gaan word nie, so alhoewel ons die ander gedeelte eers in Maart ontvang, sal die oninbare skuld in die huidige jaar afgeskryf word. Die bedrag wat ontvang gaan word, kan nog aan die einde van die finansiële jaar as 'n bate getoon word, omdat die bedrag in Maart ontvang sal word. As hierdie persoon die totale skuld betaal het, sou die totale skuld 100% gewees het. Die bedrag ontvang is 60% en die oninbare skuld wat afgeskryf moet word is 40%. Die totale skuld is gegee, so langs die 100% gaan ons aantoon dat die skuld 700 is. Die oninbare skuldgedeelte sal dan wees die een wat ons wil hê, 40, gedeel deur die een wat ons ken, 100, maal met 700, en dit gee vir my R280. Ek sal dus die debiteure kontrole rekening verminder met die oninbare skuld van 280 en 'n uitgawe vir oninbare skuld skep vir 280. In die rekenkundige vergelyking word oninbare skulde gedebiteer om die ekwiteit te verminder, want dit sal die winste verminder. Debiteure kontrole word gekrediteer om die bate te verminder, sodat jy nie 'n bate gaan toon in jou balansstaat wat nie werklik in die toekoms gaan realiseer nie. Hierdie inskrywing sal in die algemene joernaal gedoen word en die brondokument is 'n joernaalomskrywing. Wat het ons geleer? Aan die einde van die finansiële jaar moet oninbare skuld afgeskryf word, sodat die bedrag wat in die toekoms ontvang sal word, as die bate getoon kan word. So as daar enige twyfel is dat geld nie meer van 'n debiteur ingevorder kan word nie, moet dit afgeskryf word, sodat die bate 'n betroubare bedrag is wat in die balansstaat getoon word. Die gedeelte van die skuld wat in Maart ontvang sal word, sal nog as debiteure in die balansstaat getoon word aan die einde van die finansiële jaar, omdat hierdie bedrag in die volgende maand ontvang sal word.